Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Hoe lyk dit om as 'n gemeenskap vol God se genade te lewe? En ek wil begin deur om 'n prentjie vir ons almal hier. Ek dink dit gaan ons help dink oor hoe ons genade verstaan. 'n Edelbordjie. Ek praat nie vandag oor iets spesifiek nie, maar wat ek wil hê ons moet fokus op is wat reg onder daai bordjie staan. Daar staan 7-day grace period for payment. En ek dink dis 'n baie normale manier hoe ons grace gebruik, is dit nie? 'n grace period. Kyk, want dit klink soos 'n baie goeie ding. As ons hoor grace period, dan is dit lekker, dankie tog. Maar as ons dink aan die konteks van waar grace gebruik word, is dit gewoonlik nie so 'n goeie ding nie. Dit is ons het betaling gemis. Ons skuld geld vir iemand. Of ons het 'n deadline gemis. Niks van dit is lekker nie. Maar meer nog as dit, grace periods is baie beperk, is dit nie? Dit is eintlik niks behalwe uitstel nie. Itel gee vir ons 7 dae van grace en dan moet daar kry ons 'n maand of 'n jaar, maar op 'n stadium hardloop daai grace uit en is ons net weer terug in presies dieselfde situasie as wat ons was. En ek of baie van ons nie so dink oor God se genade aan ons nie. 'n Genade wat tydelik is. 'n Genade wat maar net 'n transaksie is. Genade wat nie eintlik ons probleem oplos nie. Is dit dalk hoe jy genade verstaan? Is dit dalk hoe jy genade aan ander in ons gemeenskap wys? As 'n tydelike ding, 'n ding wat eendag gaan opraak, 'n beperkte ding. Ons gaan vandag saam hieroor gesels en wat ons gaan sien is in ons teks wat gelees was vir ons, sien ons 2 broers se verstaan van genade. Meer belangrik as dit, sien ware genade, genade van die Vader. Soos wat ek reeds genoem het, is ons besig met die reeks getiteld Gemeenskap van die Heiliges. En ons dink saam, wat is daai eienskappe van 'n gemeenskap wat gegrond is in die evangelie van Jesus Christus? Laasweek het Dewald ons gehelp dink oor wat 'n gemeenskap is wat eerlik is met mekaar. 'n Gemeenskap wat eerlik is en daai eerlikheid soos 'n helder lig skyn en dinge ontbloot. Maar dit gesê op 'n baie sagte manier wat nie die ander persoon verwoes nie, maar wat met genade en op 'n opbouende manier mense raak. Hierdie week, hierdie preek is die laaste preek in die reeks en ons kyk vandag saam en ek het die preek getitel Gemeenskap vol genade. En ons spandeer tyd in Lukas 15 vers 11 tot 32. Hou asseblief daai blaadjies byderhand. Ek gaan gereeld daarna verwys en ek wil graag hê julle moet sien dat dit wat ek sê kom. 'n Klein bietjie konteks wat ek dink behulpsaam gaan wees vir ons is ons kyk na 'n gelykenis. Dis 'n bekende storie. 'n Gelykenis was 'n beeld wat geskep was of 'n verhaal wat was deur Jesus in 'n gemeenskap. Hy het met spesifieke mense gepraat en daardie mense wat na hom geluister het geïdentifiseer met karakters in die. En so wat baie belangrik is vir ons om te sien wat nie op julle teksblaadjies is nie, maar wat bo sal verskyn is met wie Jesus praat hierso. Lukas hoofstuk 15 vers 1 tot 3. Ek lees dit vir ons. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels na hom gekom, dis Jesus, gekom na hom te luister. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor toe hierdie gebeur het. Hierdie ontvang sondaars en hy eet saam met hulle. En toe vertel Jesus vir hulle die volgende.
So Jesus praat met twee groepe gemeenskappe hier. Sondaars en seers. En beide van hulle, soos wat Jesus die gelykenis gaan vertel, gaan identifiseer met 'n karakter in die storie. So en sien wat Jesus vertel. Die gelykenis skop af. 'n Man het seuns gehad. Vers 12. Die jongste sê toe: "Pa, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Gee my erfporsie." Dit is baie skokkend. Want en is pynvol teenoor die vader, want wat 'n erfporsie was is iets wat jy sou kry as jou pa doodgaan. En so wat hy in effek sê is: "Pa, nie in hierdie verhouding saam met jou wees nie. Ek wil hê jy moet so goed soos dood wees vir my, want ek gee my jou goed en dan waai ek." En dis toe presies wat gebeur. Die jonger broer kry wat hy wou gehad het en hy trek uit die vader se huis uit. En hy gaan na 'n ver land toe en hy lewe sy beste lewe. Hy spandeer elke laaste sent wat hy gehad het. Maar toe kom daar 'n tyd wat 'n groot hongersnood uitbreek. Petrolpryse styg tot R21.61 per liter. Die man het niks nie. En so hy kry werk by 'n boer om varke op te pas. En hy het gewens om van die varkkos te eet. Maar selfs dit het hy nie gekry nie. In vers 17 het die man 'n oomblik van nugterheid. En hy sê vir homself: "Jo, by my pa se huis gaan dinge baie beter en selfs my pa se werkers het oorgenoeg om te eet." So hierdie is wat ek gaan doen. Ek gaan teruggaan. Ek gaan 'n praatjie voorberei en ek gaan met my pa praat. Ek gaan vir my pa sê: "Pa, ek het teenoor die hemel gesondig en in jou oë. Ek is nie ek weet wat ek het jou onteien as my pa, as dit ware. En so ek's nie meer werd om jou seun te genoem word nie. Behandel my net asseblief soos 'n slaaf, soos 'n werker." En so hy het teruggegaan. Maar toe gebeur iets skokkend. Die vader sien hom van 'n myl af, vers 20. Hy het hom gesien en hy het hom innig jammer gekry. Sien julle dit daar? Hy het hom innig jammer gekry na hom hardloop en hom gesoen. Die seun wil nog sy beplande praatjie vir die pa gee, maar dan val die pa hom in die rede en hy roep sy werkers en sê: "Bring die beste vir hom en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring aan sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons fees vier, want hierdie seun van my was dood en is weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind." En toe begin hulle fees vier. Ligpunt van die twee verskillende gemeenskappe met wie Jesus gepraat het, is daar duidelik een wat makliker kon identifiseer met die jonger broer. Dis duidelik die sondaars en die tollenaars, want hulle het geen twyfel gehad dat hulle sondig is nie. Hulle het geen twyfel gehad van hulle skuld en dat hulle vuil was nie. Maar kyk hoe die Vader God in genade optree teenoor hulle. Hy is gewillig om hulle te vergewe en meer as dit hy aanvaar hulle terug in die gemeenskap in met groot vreugde. Hierdie genade tref diep in. Kyk, die jonger broer het geweet hy was verkeerd en hy het teruggegaan met 'n nugtere verstaan van hoe erg hy in die verkeerd staan. En tog met hoop dat die Vader genadig genoeg sal wees om hom as werker terug te bring. En want dit sou beter wees as waar hy nou is. Maar wat hy mis en wat die goeie nuus is wat ons harte so sukkel om te verstaan, is die Vader se genade terugkoms. Die Vader se genade breek deur soos wat hy uithardloop. Dis iets wat in die Hebreëse kultuur nie sou gebeur het nie. Dit sou
mense kyk op die Vader vir wat hy gedoen het. Maar die Vader het hom omhels en hy gee nie eers vir hom geleentheid om sy sin klaar te maak nie. Hy val hom in die rede en hy nooi hom terug. En dis nie asof die pa 'n blinde vir hoe verkeerd die seun teenoor hom was nie. Die pa moes sekerlik dit geen was verlore, hy was dood. Maar nou is hy weer lewendig. Sy vader is vol genade teenoor hom. Die jong seun is reg in vers 21, hy is nie werd, hy is nie worthy om sy pa se seun te wees nie. Maar hy was nog nooit nie. Sy verhouding met die Vader is seer op hoe goed of hoe sleg hy is nie. Hy is ontvang in genade en hy is aanvaar, nie omdat hy aanvaarbaar is nie. Ek dink dit help ons om hierdie prentjie beter te verstaan. 'n Ouer-kind verhouding is nie gebaseer op werke nie. Dit is nie gebou op enigiets anders as genade nie. Veral as die kind nog jong, 'n baba, kan nie veel doen om sy plek in die huis te verdien nie. Hy kan nie gaan help gras sny nie. Hy kan nie op 'n maandelikse basis huur betaal nie. 'n Kind kan nie iets doen om sy status te verdien nie, maar saam gesê, 'n kind kan nie iets doen om sy status as kind te verloor nie. Dit is wie hy is. En 'n kind sal nie die liefde van sy ouers verloor deur enigiets wat hy gedoen het nie. En waar is van mense, van ons wat 'n gebroke mense is, wat self nie altyd genadig is teenoor ons kinders nie. Hoe meer is dit nie waar van 'n perfekte God, ons Vader en genade teenoor ons nie. Daar is nie iets wat ons gedoen het om in daardie verhouding te bly nie, want dit is net deur genade en geloof, maar daar's ook nie iets wat ons kan diskwalifiseer van daai verhouding nie, want dit is nie gebou op prestasie of sonde nie. En so Ligpunt, moet asseblief nie vir jou aanvaarding in God se oë nie. En moet ook nie wegbly en vir jouself sê dat my sonde te groot is vir die Vader se aanvaarding nie. Om dit te doen is om jouself in die jonger broer se skoene te sit, wat 'n baie klein en beperkte verstaan het van die Vader se genade soos wat hy teruggekom het. My pa, na dit wat ek gedoen het. Nee, die Pa se genade is oorvloedig en gretig dat jy dit ervaar. Jou aanvaarding as God se kind hang net af van geloof waarmee jy na hom toe kom. Jou sonde maak of breek nie die verhouding nie. Sien, die Vader is gou om te vergewe en hy hardloop uit om jou te groet. En aan die hand van hierdie, dit uitspeel in die Vader se huis, die gemeenskap van Christene, soos Ligpunt, moet nie voel jy moet werk vir aanvaarding in hierdie gemeenskap nie. Met die mense rondom jou. Moet nie voel jy moet 'n sekere mate van heiligheid raak voordat jy kan inpas nie. En moet nie laat enige skuld van sonde jou terughou van om vergifnis te vra in 'n verhouding en daai te herstel nie. Ek wil verder uitwys met hoeveel vreugde en feesviering hieroor gepraat word in die teks wanneer die jonger broer weer terug in 'n verhouding tree met sy pa. Dit hoort ook vol te wees wat ons emosies aanwakker om met blydskap en vreugde te voel oor hierdie verhouding met die Vader en in sy huishouding, ons gemeenskap te wees. Dink aan hierdie prentjie van die pa wat uit na sy seun toe en voel die warm omhels. Ons het gekyk na die jonger broer. Kom ons tel weer die storie op in vers 25 en soos wat ons lees oor die pa met die ouer. Die ouer broer is besig om in die veld te werk en soos wat hy nader kom, hoor hy musiek en gedans, vers 26. Hy roep toe een van die dienaars en hoor by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag.
omdat hy hom gesond teruggekry het. Maar in steede van blydskap oor sy broer se terugkoms, die ouer broer. Vers 28 sê vir ons, hy is briesend kwaad en hy wou nie ingaan nie. En so die ouer broer se hart word ontbloot. Maar sien weer genade. Sy pa het uitgekom en mooi met hom gaan praat. Volle hart weer raak, want die pa, hoof van die feesmaal, hoort nie uit te gaan uit sy eie fees om met iemand te praat wat nie wil inkom nie. Eens iets wat hy nie hoef te gedoen het nie, en dit wys die pa se hart teenoor beide van sy seuns, sy ouer seun ook. Maar die ouer seun sê, vers 29, kyk, ek sloof al jare vir pa af, en het nog nooit 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nie eers 'n bokkie gegee, dat ek saam met my vriende kon fees. Maar toe hierdie seun van pa terugkom, wat pa se besittings op prostituie uitgemors het, slag pa vir hom die vetgemaakte kalf. En so dink ek word die ouer broer se regte probleem uitgewys. Sien julle, die ouer broer, net soos die jonger broer, het nie 'n regte omgee vir sy verhouding met sy pa nie. Luister hoe hy sy verhouding met sy pa beskryf. Ek werk al kliphard jare vir pa. Ek het nooit nie vir pa geluister nie. Ek het altyd uitgevoer wat pa wou gehad het. Die ouer broer se verhouding met sy pa klink nie baie lief nie. Dit klink nie of hy regtig daai hart van sy pa verstaan nie. Want sy pa in groot genade en verdraagsaamheid antwoord hom in vers 31 en hy sê vir hom, my kind, altyd by my. En alles wat myne is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is ind. Die pa pleit by hom. Sien my hart van genade raak vir jou en jou jonger broer. Kom deel in dit, kom vier fees saam met my, want jou broer is terugverwelkom in die. Dis duidelik dat hierdie die kerninteraksie is in die gelykenis, want ons dink aan die mense met wie Jesus gepraat het. Wie is dit wat hulle self sou identifiseer met die ouer broer? Die mense wat nog altyd hulle pa gehoorsaam het, wat hard geslaaf het vir hulle pa, of wat broer. Dis eers. En die skrifgeleerders, die einste ouens wat in 15 vers 2 gesê het, gemor het en gesê het, hierdie man Jesus ontvang sondaars en hy eet saam met hulle. Hierdie hele gelykenis in reaksie om daardie sin te beantwoord. En Jesus sê vir hulle, die wie dink hulle is geregtig, as hulle nie in die vreugde van God se genade deel nie, wys hulle is nie waardig nie. En so wat is die ding wat die fariseërs verkeerd kry? Wat hoort ons raak te sien? Wel, die fariseërs het gedink hulle kan met goeie werk die goeie dinge van die pa geniet, van die Vader geniet. Hulle het gedink hulle doen baie goeie werk. Hulle was trots. Die fariseer ouer broer het gedink God se guns lê in aanvaarbaarheid. En hulle was aanvaarbaar. Hulle het gedink hulle het dit geneil. Maar dan kom die Vader se genade teenoor die jonger broer en dit verpletter daai idee totaal en al. En so die fariseërs is amper geskok en hulle is kwaad en hulle trots. Dalk 'n illustrasie van my nabye verlede. Op college was punte baie belangrik geweest vir my, uitslae. Dit voel asof dit 'n aanduiding is van hoe goed ek doen. Maar nie omdat dit vir my 'n aanduiding was van hoe goed ek die werk verstaan nie, maar eerder in vergelyking hoe goed ek gedoen het met my klasmaats, die mense om my. So, ek sou beter voel as ek hoër gepresteer het in die klas en ek sou trots voel en
as ek nie so goed gedoen het nie, sou ek selfbejammering gevoel het en vernedering ervaar het. Dit was 'n groot probleem wat ek in my hart moes mee worstel, veral omdat ek saam met my vrou geswat het. So daar was baie meer selfbejammering en baie minder trots waarmee ek moes deel as uitslag gekom het. Maar my hele verstaan van punte was verkeerd, was dit nie. Ons was nie daar om punte te kry nie. Ek was nie daar om met my klasmaats te kompeteer. Ek was daar om te leer en saam met hulle te leer en ek was te verdiep. Dit was en is nou veel meer belangrik as die persentasie wat uitgeprint is op 'n papier, wat nou net later al klaar van vergeet is. Die hart van trots en selfbejammering verklap dat ek die punt gemis het. En ek dink dit is dieselfde met die ouer broer. Trots maak dat hy wil dinge verdien by sy pa. En dit maak dat hy sy verhouding met sy pa en met sy jonger broer totaal en al mis. En die genade in daai verhouding verkeerd kry. En so hoe speel dit af in ons gemeenskap hier teenoor mekaar? Ek dink trots speel uit op die volgende manier: as ons een groep mense verhoog bo 'n ander, favoritism wys. Net omdat die ander groep mense nie so dink of lyk soos jy nie. Dalk is dit 'n ongewillige hart om iemand te vergewe wat selfs al kom daai persoon in selfs al kom daai persoon na jou toe om verskoning te vra. En die grootste manier wat die teks vir ons wys is in die optrede van die ouer broer. Dit is 'n ongewillige hart om met blydskap en vreugde saam met die Vader fees te vier as daar iemand is wat deur geloof en genade na Jesus toe kom. Sien julle, soos wat ons hierdie genade van God beleef vir onsself, word ons ook dan uitgenooi, soos die ouer broer, om dit uit te leef en dit te deel met die gemeenskap. Om in die huis terug te gaan waar daar feesviering plaasvind. So ons het gekyk na die jonger broer en ook nou na die ouer broer. Maar die laaste op stil staan is die Vader en sy verhouding met beide van die broers. Want dit is die belangrikste ding. Die pa is die hoofkarakter van die storie. Die storie begin met: daar was 'n man gewees met 2. En so die gelykenis, en soos wat die gelykenis vertel word, is die Vader se optrede die ding wat aanhoudend so verrassend, so skokkend is. Soos wat die pa se beskrywing van God die Vader wat aanhoudend in genade optree. Genade wat veel groter is as wat die seun gedink het. Genade wat hom kos. Genade wat in die gesig van seer en vernedering steeds gaan. Genade vloei van liefde wat uit sy pad uit gaan om sy seun te agtervolg. Genade wat vergewe, wat onverdiend is. En genade klee wat ons beklee met die beste klere. Jesus vertel hierdie as gelykenis en hy sê hierdie is 'n prentjie van die Vaderhart. Maar wat Jesus self gedoen het, is hy het daai eienskap van die Vader self uitgeleef. Die eienskap van Jesus sy hart van genade was werklik uitgeleef in sy lewe. Dit was nie net 'n storie nie. Hy het nader na ons gekyk en as mens gekom en hy het gesterf aan 'n kruis. En God die Vader het sy eie seun vir ons gegee sodat hy ons kan terugkom in gemeenskap met hom, ons aanvaar. En so kom Ligpunt, kom ons sien die genade van ons Vader raak. En soos wat ons hierdie genade sien en beleef vir onsself, kom ons sien ook dat ons uitgenooi word om hierdie genade uit te leef en te deel met die res van ons gemeenskap.
En so ek sluit af. Die term grace period is 'n teenstrydigheid. Dit is 'n contradiction. Ten minste is dit 'n teenstrydigheid van die prentjie van hoe ons genade vandag gesien het. Grace period sê, hoorie, daar's genade, maar maak net baie seker dat jy weet dat hierdie genade 'n definitiewe einde het en daarna is jy weer in dieselfde posisie en jy moet betaal. En dan period. En dis 'n baie swak prentjie van hoe ware genade lyk. Soos wat ons hierdie prentjie van die pa met sy 2 seuns gesien het. Kyk, ek is baie vir grace periods van hierdie lewe, maar die genade van God, dit het geen einde nie. Dit is volkome onsin. Dit raak nie op nie en dit skryf alle skuld af. Dit vergewe en nooi ons terug in gemeenskap. En dis 'n gemeenskap wat gekenmerk word deur 'n verhouding met God die Vader, maar ook met mense hier rondom ons. En dis al hierdie dinge nie as 'n persoonlike ding nie, dit is 'n eienskap van iemand. Dis 'n eienskap van iemand met wie ons in verhouding staan, die God drie-enig. En so ligpunt, kom ons vind diep vreugde in hierdie waarheid vanoggend. Kom ons aanvaar die uitnodiging van ons Vader om saam met hom en saam met ons gemeenskap die genade wat hy vir ons bied te geniet en te wys. Amen. Kom ek bid vir ons. Ons almagtige en ons hemelse Vader, Here, ons wil vandag na U toe kom en U dankie sê vir die prentjie van genade wat U vir ons wys in hierdie teksgedeelte. Dankie dat dit so soet beskrywing is van U Vaderhart en hoe U oor ons dink en hoe daai genade van U teenoor ons uitspeel, Here. Ja, ek bid dat U ons sal help om nie soos 'n jonger broer goedkoop te maak van ons verhouding met U nie, maar dat ons sal dat ons werklike besef en verstaan sal hê van U genade en dat ons nie bang te wees om die verhouding in te tree, Here. En ek bid dat ons dit ook in ons gemeenskap sal uitleef en vreugdevol met mekaar sal omgaan. Soos wat U ons geroep in hierdie teksgedeelte. Ek dank U vir hierdie gemeenskap en ek dank U dat U hier betrokke is in die kerk. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.